Julle kan oopmaak by Galasiërs hoofstuk 2. Aan die een kant is dit 'n maklike gedeelte, dis duidelik oor wat dit sê. Ek sê vanoggend vir iemand, ek dink die moeilik vir my is dikwels en veral met hierdie gedeelte die toepassing vir ons. Ons worstel nie noodwendig met dieselfde goed nie. Voor ek dit lees, julle moet nou net onthou dat eintlik is Paulus besig om sy apostelskap te verdedig. Daar het vals leraars gekom na Galasië toe, na hy die gemeentes geplant het en vir hulle gesê dat Paulus is nie regtig 'n apostel nie, hy is so half tweedehands. Hy was nie soos die ander nie, en dan 1 vers 1 het ek vir julle gewys dat Paulus se apostelskap is vas. Dis aangestel deur God self, hy's nie deur mense aangestel nie, inteendeel, hy sê in hoofstuk 1, hy het eers 3 jaar later met die ander apostels gaan ontmoet, soos vir Petrus hulle. En dan verdedig Paulus ook sy evangelie. Hulle het ook vir die gemeente gesê, dit wat Paulus sê is nie genoeg nie. Handelinge 15 vers 1, die Judeërs het daar gekom en vir hulle gesê, julle moet nou Christus ken, maar julle moet ook nou nog besny wees. En ek het vir julle genoem, ek dink in ons land, ek dink is redelik relevant, dat in baie kerke word daar sekere godsdienstige aksies op jou gelê, om te sê, maar nou moet jy nog hierdie dinge ook doen, anders is jy nie gered nie. 'n Voorbeeld sou wees, en ek het laas vir julle gesê, ek is sensitief vir dit, want daar's mense met goeie sienings, in onder andere of dit nou kinderdoop of doop van gelowiges is, maar dan is daar mense wat dit regtig sommer net eenvoudig doen en sê, as jy wil hê jou kind moet gered word, moet jy jou kind doop, wat dood eenvoudig net nêrens is nie. En dit sou sulke tipe laste wees wat hulle op mense gelaai het. En Paulus in hoofstuk 2, nou is hy nog steeds besig om dit te verdedig, maar in hierdie gedeelte gaan hy direk teen Petrus optree. Volg saam met my Galasiërs 2 vanaf vers 11. Ek gaan net vers 11 tot 14 lees en dit vir julle baie eenvoudig verduidelik. Vers 11 sê, maar toe Petrus in Antiochië gekom het, het ek hom openlik teëgestaan, omdat hy veroordeeld gestaan het. En stop net gou daar, want ek gaan nie tyd hê vir dit alles nie. Al wat hy besig is om te doen is, hy sê hierdie ouens kom en sê, ek is maar 'n tweedehandse apostel, en Petrus hulle is die leiers, en dan sê hy in die begin van hoofstuk 2, dat my julle moet onthou, hierdie leiers het my evangelie goedgekeur. Titus wat saam met my was, hulle het nie eers vir hom gesê, hy moet hom laat besny nie. So die leiers, Petrus, Jakobus en Johannes, was tevrede met sy evangelie, en dan gaan Paulus nou 'n stap verder, hy sê, ek dans ook nie na hulle pype nie. Hy sê, selfs toe Petrus op 'n stadium verkeerd optree, het ek teen hom opgestaan. So dis ook nie dat hy net doen wat hulle sê nie. In vers 12 gaan hy dan verder, want voordat sommige van Jakobus afgekom het, dis nie die leiers in Jerusalem, Jakobus, die broer van ons Here Jesus Christus, was by die gemeente in Jerusalem gewees, was hy, dis nou Petrus, gewoond om saam met die heidene te eet. Maar na hulle koms, het hy hom teruggetrek en hom eenkant gehou uit vrees vir die wat uit die besnydenis is. En saam met hom het ook die ander Jode gevyns, sodat selfs Barnabas hom laat meevoer het deur hulle gevyns. Maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop, volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in die teenwoordigheid van almal gesê, as jy wat 'n Jood is, soos 'n heiden lewe en nie soos 'n Jood nie, waarom dwing jy die heidene om soos Jode te lewe? Nou, as julle nou na vers 14 kyk, sien julle daai woorde raak, dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie. Ek dink dis die doel van die gedeelte, dis Paulus se hele punt in wat hy met Petrus bespreek het, daai woorde, dis soos wanneer, dis om pas uit te wees. Ek gaan nou nie mense se name noem nie, maar ek weet hier's mense in die kerk wat lief is vir dans. Ek het ook al op 'n stadium, ek kon sokkie, jy hou net die ritme. En ek kon wals, om een of ander rede kon ek dit doen. Maar ek kon om die lewe nooit two-step nie. Wat is two-step in Afrikaans? Oom Pieter, wat's dit? Ek ken, dit het ek nie eens geweet nie. Maar hierdie, om uit pas uit te wees is, jy weet, kom ons sê, die musiek is 'n mars, en jy gaan probeer met 'n derde been, jy wil wals op daai ding, en jy's heeltemal uit pas uit. En dis wat Paulus vir Petrus in 'n sekere sin sê, julle is nou heeltemal uit pas uit met die waarheid van die evangelie. So kom ons noem vanoggend se boodskap om uit pas uit te wees met die evangelie. En ek gaan dit eenvoudig vir julle verduidelik.
Ek weet nie wie van julle het gesien, 'n video wat nogal die ronde gedoen het so hele ruk terug oor 'n begrafnis waarop 'n klomp polisiebeamptes was. Is wie van julle wat daai video gesien het? Dat aan die einde van die begrafnis, toe moet hulle nou almal in dieselfde rigting marseer. En toe gaan elkeen in sy eie rigting. En die een sê vir hulle nee, maar die kant toe, maar niemand weet watter kant toe nie. Is eintlik tragies, maar ons het die video gesien. En Paulus sê dat wanneer ons lewens nie in lyn is met die evangelie nie, dan lyk dit so. Ons is vanoggend in hierdie gemeente en ek weet ons is mense uit verskillende agtergronde uit, verskillende denominasies, gereformeerd, hervormd, NG, AGS, noem dit vanoggend, selfs die EG Kerk. Ek dink dis partykeer waar die kerk dit verloor is, en dis waarmee Galasiërs ons gaan help, is om die evangelie weer duidelik te maak. Maak nie saak watter denominasie ons in groot geword het nie, oor die suiwerheid en oor die reguit pad van die evangelie kan ons nie van mekaar verskil nie. Ons kan nie soos daai ouens op daai begrafnis elkeen in sy eie rigting ingaan en dan lyk dit later soos 'n groot gemors nie. En in 'n sekere sin spreek Paulus dit aan in hierdie gedeelte. Nou, voor ek by die gedeelte kom oor Petrus, oor wat verkeerd is. Ek wil net so 5 minute vat en dan gaan die res vir julle in plek val. Julle gaan uiteindelik self net so sien in die skrif. Is eintlik so prakties. Petrus het 'n lewe gelei wat inpas was met die evangelie. Weet julle, hy sê in vers 11 en 12, skryf Paulus dit. Hy sê: "Maar toe Petrus in Antiochië gekom het, het ek hom openlik teengestaan omdat hy veroordeeld gestaan het." Nou hoor nou hierso, want voordat sommige van Jakobus afgekom het, hoor hierdie woorde, was hy gewoond om saam met die heidene te eet. Nou ek en julle het dit gesien in ons reeks in Levitikus ook. Selfs in ons verbond met die Here, selfs in ons verhouding met die Here, dit maak die nagmaal baie spesiale. Ete is iets persoonliks. En in daardie tyd en veral in hierdie samelewing van die Bybel, om saam met iemand te eet, beteken ek keer daardie persoon se leefwyse goed, ek assosieer my met daardie persoon, daar is 'n verhouding tussen ons, en ek wil hê julle moet gesaam met my na Handelinge 10 toe blaai. Ek gaan nou 'n klein bietjie tyd vat om dit vir julle te lees, maar moet regtig nie bekommerd wees nie. Ons gaan nie lank na die res kyk nie, maar julle moet verstaan wat uiteindelik waarvan praat Paulus in Galasiërs hoofstuk 2. In Handelinge 10 is daar 'n man met die naam Cornelius, 'n Griek, 'n heiden. Met ander woorde, hy is nie deel van die Jode nie. 'n Engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê: "Cornelius, stuur mense, dan gaan haal jy vir Petrus." Petrus is 'n Jood, nê? Nou, julle sal saamstem, as jy in daai tyd gelewe het en 'n engel verskyn aan jou, dan doen jy wat die engel sê. Dit moes iets besonders gewees het. En dan kyk gesaam met my van vers 9 af. En die volgende dag, Handelinge 10 vers 9, terwyl hulle op pad was en naby die stad kom, het Petrus omtrent die 6de uur op die dag geklim om te bid. En hy het baie honger geword en wou eet, en terwyl hulle besig was om klaar te maak, het daar 'n verrukking van sinne oor hom gekom. Hy sien die hemel geopend en 'n voorwerp soos 'n groot laken hom afdaal, wat aan die 4 hoeke vasgebind is en op die aarde neergelaat word. Daarin was al die 4-voetige diere van die aarde en die wilde en kruipende diere en die voëls van die hemel. Toe kom daar 'n stem na hom: "Staan op, Petrus, slag en eet." En Petrus sê: "Nooit nie, Here, want ek het nooit iets onheiligs of onreins geëet nie." Nou, ek gaan die hele moet eintlik lees tot by vers 36, maar kom ek verduidelik dit. Julle ken die verhaal. Die heidene het sekere dinge geëet wat die Jode nooit sou eet nie. Sekere dinge was net onrein. Ons het dit in Levitikus ook hanteer. En toe Petrus dit sien, toe besef hy, hierdie kan nie gebeur nie. En ons weet dat die Here het weer met hom gepraat. En dat totdat Petrus op daai punt gekom het wat hy verstaan het, maar dis reg om na Cornelius toe te gaan. Weet julle, Handelinge 10 vers 36. Dit is die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel toe hy die evangelie van vrede verkondig het deur Jesus Christus. Hy is die Here van almal, die Jode en die heidene. Nou wat toe nou gebeur het is, Petrus het die evangelie met hulle gedeel, hoor nou mooi, die heidene ontvang toe die Heilige Gees net soos die Jode. Nou hier's iets wat jou dalk kan help. As jy al ooit gewonder het oor mense wat die werking van die Heilige Gees uit Handelinge uitbeskryf en hulle sê, dit wys vir jou herhaaldelik dat die Heilige Gees uitgestort is. Die rede was dat die Jode kon verstaan dat die heidene die Heilige Gees net soos hulle ontvang het. Dit was die doel gewees. Nou in Handelinge 11
En dan gaan julle nou verstaan wat gaan in Galasiërs aan. In Handelinge 11 vers 1. En die apostels en die broeders wat in Judea was, het gehoor dat die heidene ook die woord van God aangeneem het. En toe Petrus opgaan na Jerusalem, het die wat uit die besnydenis was met hom getwis en gesê, by onbesnede manne het jy in huis gegaan en saam met hulle geëet. Sien julle dit raak? Dis die probleem. Nou gaan so af, vers 17 van Handelinge 11. As God dan aan hulle dieselfde gawe gegee het soos aan ons wat in die Here Jesus Christus geglo het, wie was ek dan dat ek God kon verhinder? En toe hulle dit hoor, het hulle geswyg en God verheerlik en gesê, so het God dan ook aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk. So, Petrus se lewe was in lyn met die evangelie. Om saam met hulle te gaan eet het, om saam met hulle geassosieer te word, wat ook nou glo in Jesus Christus, was 100% in lyn met wat die ware evangelie is. Dit kan ons nie ontken nie. Hy het verstaan dat Jode en heidene dieselfde gered word, naamlik deur geloof alleen. Ek het dit laas ook vir julle gesê, 'n fisiese Jood het by God geen voorkeur oor sy godsdienstige aksies bo enige ander nasie nie. Ek het ook vir julle gesê, en ek en julle moet maar met mekaar partykeer in die oë kyk en sê, maak nie saak uit watse nasie of stam jy kom nie. In ons land op 'n stadium lyk dit vir my wit Afrikaners te dink hulle stam van die Jode af. Ons is God se uitverkore volk, wat nie waar is nie. Ons kom almal uit die heidendom uit, maar jy geniet geen voorkeur by God op grond van jou kleur, taal, kultuur of enige soets nie. Dit is geloof in Christus alleen. En dit was die punt gewees. So hy het 'n lewe gelei wat in lyn was, wat in pas was met die evangelie. Dit was 'n lewe wat reguit geloop het volgens die evangelie. Nou oom Kobus se vers vanoggend was baie interessant. Spreuke 8 vers 13 wat sê God haat hygelary. Daai woord skyn heilig. En dis spesifiek dit waaroor dit in hierdie gedeelte gaan. So kom ek noem hierdie 3 dinge oor wat gebeur wanneer jy uitpas uit is. Eerste een, vrees vir mense maak dat jy uitpas uit is met die evangelie. Vers 12 is duidelik. Want voordat sommige van Jakobus afgekom het, was hy gewoond om saam met die heidene te eet. Maar na hom koms het hy hom teruggetrek en hom eenkant gehou uit vrees vir die wat uit die besnydenis is. Wat was die oorsaak? Was nie die evangelie nie. Hy het nie gesê, Here, ek gaan U nou verheerlik en ek gaan onttrek van die heidene af nie. Inteendeel, God was nie eers in die prentjie vir hom nie. Een van 2 dinge, of hy was net bang wat hierdie kerkleiers van hom gaan dink, of hulle het hom dalk gedreig, of daar was dalk iets dat hy fisies vervolg sou word, maar vir een of ander rede het Paulus onttrek en toe loop hy ewe skielik anders. Toe maak hy ewe skielik asof die Jode se gebruike nou weer vol waarde is. In vers 14 lees ons die woorde, maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop nie. Ons kan sê wat ons wil, maar toe Petrus dit doen, toe loop hy skeef. Toe is hy weg van 'n lewe af wat in lyn is met die evangelie. Die punt was dit, Petrus se optrede het nie die evangelie gewys nie. Met ander woorde, die evangelie is iets prakties. Die evangelie is iets wat in jou lewe gesien moet kan word en hoe jy optree. Weet julle wat? Petrus was die apostel wat die eerste keer aan die heidene die evangelie gaan verkondig het. Daai hele verhaal aan Handelinge 10. Ons kon nie sê maar dalk het Petrus begin twyfel nie. In Markus 7 het Jesus alle kos rein verklaar. In Handelinge 10 het God vir hom 'n beeld uit die hemel uitgewys om te sê dat God nie 'n aannemer van 'n persoon is nie. So ons kan nie sê dalk het Petrus net begin twyfel of iets nie. Petrus het in sy hart geweet wat die evangelie regtig is. En hy het van dit af weggedraai. Inteendeel, ek sien daai woorde in vers 12, was hy gewoond om saam met die heidene te eet. Petrus het ook verstaan dat soos wat die heidene nie verplig kon wees om soos die Jode te lewe, net so was Petrus ook nie meer verplig om onder daai Joodse wette te lewe nie. Petrus, ek dink hy het dit geniet om soos die heidene te lewe. Ek dink varkchoppie was nog nooit so lekker nie. Ek dink spek en bacon, ja, spek en eiers. Spek en eiers was elke oggend op die spyskaart gewees, maar dis duidelik, dit was nie meer, hy het ook verstaan, hy is ook nie meer onder daai wette nie. Die Jode is ook nie meer onder daardie dinge nie, en Petrus het nie van die heidene verwag om nie Jode te word. Hy het nie net verwag van hulle moenie Jode word nie, hy het ook verstaan, maar hy kan met hulle identifiseer. En hy het saam met hulle gekuier.
Dit was lewensveranderend vir hom gewees. Die voorwaarde om die Heilige Gees te ontvang was geloof in Christus, of jy 'n Jood is of 'n heiden is. Die voorwaarde was dieselfde gewees. God tref nie onderskeid van persone nie. God is nie trots op jou oor die nasie waarin jy is nie, hoor. God het verskillende nasies gemaak en ons geniet dit en ons geniet die voorregte daarvan. God het verskillende nasies gemaak, maar God is nie oor een nasie meer trots as op 'n ander nasie nie. Dit moet ons maar in ons harte vir onsself vasmaak. Ons is nie God se uitverkorenes net omdat ek aan 'n sekere nasie behoort nie. Vers 12 sê, want voordat sommige van Jakobus afgekom het, was hy gewoond om saam met die heidene te eet, maar na hulle koms het hy hom teruggetrek en hom eenkant gehou uit vrees. Kyk gou in Spreuke 29, 'n vers wat my al ongelooflik baie in die bediening gehelp het. Ek en JC gister toe ons gaan fietsry, toe sê ek vir hom, toe ek in die bediening begin het 17 jaar terug, was ek altyd angstig as ek moes preek, maar my vrees was, ek was bang wat gaan die mense dink. Ek sê vir hom, ek is nog steeds angstig, elke Sondag as ek in die kansel klim, maar nou is my vrees eerder, wat dink die Here van dit? 1 Timoteus 2 vers 15. Ek en JC het so gerein oor dit gesels, ek het dit al vir julle gesê, dis eintlik die grootste verantwoordelikheid om in die teenwoordigheid van God iets van hom te sê vir sy mense. En dis die laaste paar jaar is dit my grootste vrees. En hier's die vers, Spreuke 29 vers 25. Hier's 'n vers wat julle kan memoriseer. Die vrees vir die mens span 'n struik, maar hy wat op die Here vertrou, sal beskud word. As jy mense vrees, dan regeer dit jou lewe, dis soos 'n struik. Weet julle, die kleinste kinders hier kan dit vanoggend leer. Van kleins af kan kindertjies dit verstaan. As jy bang is wat gaan ander maatjies of jou neefies of niggies of ander kinders van jou dink, dan gaan jy dinge doen wat jy nooit op jou eie sou doen nie. Jy sal uit vrees sekere dinge nie doen nie. Jy sal bang wees as jy nou kom ons sê vir die kinders, maar dit tel vir die groot mense ook. Kom ons sê jy sal in jou lewe nooit 'n vuil grap vertel nie. Maar jy staan tussen 'n klomp mans of jy's tussen jou klomp maats en iemand vertel 'n vuil grap en almal lag, dan lag jy ook maar. Dis vrees vir mense. Plaas het jy daar staan en sê nee, so grap hoort nie by 'n kind van die Here nie. So vrees vir mense span 'n struik. En dis wat met Petrus gebeur het in hierdie gedeelte. Wanneer jy mense vrees, haal dit jou uit ritme uit met die evangelie. Jy's uit pas uit. Jy loop nou anders. Jy probeer nou wals op 'n mars. En jy sien jy kry dit nie reg nie. Wanneer jy gered word, wanneer jy die evangelie hoor, verander, een skrywer het dit mooi gesê. Ek gaan lees na die tyd en ek was sommer opgewonde toe ek dit lees. Hy sê, wanneer jy gered word, verander die ritme van jou lewe in pas met die evangelie. Ewe skielik lewe jy volgens dit. Maar dit kan gebeur dat jy bang is vir ander mense en jou lewe raak uitpas. Kan ek 'n sensitiewe voorbeeld noem? Iets wat ek al moes hanteer, is nie mense wat meer in ons kerk is of iets nie. Baie jare terug, toe gebeur dit in die gemeente, dat 2 mense van 'n ander kleur in die kerk kan stap en op 'n spesifieke plek in die kerk gaan sit. En een persoon staan op en skuif verder weg en gaan sit. Ek gaan kuier toe in die week vir daardie persoon. Weet jy wat was daardie persoon se antwoord? Ek was bang wat gaan die ander mense in die kerk van my dink. Tog ek nie, dis 'n swak antwoord. Maar vrees vir mense span 'n struik. En partykeer, dis wat hierdie gedeeltes so prakties maak. Dis nie in pas met die evangelie nie. Hoe bely ek 'n evangelie wat vir almal is, maar sekere mense op grond van klas, kleur, kultuur of wat ook al mag nie saam wees nie. Dit maak net nie sin nie, en dis wat hier gebeur het. Ons het dalk nie vandag altyd dieselfde probleme nie. Ons kyk nie meer so seer na wat ander mense eet nie. Maar weet julle, in ons westerse samelewing, ons sukkel ook maar met dit. Ons bely dat Jesus Christus het gekom vir die armes, nê? Ons bely dit. Maar dikwels sal jy in kerke ervaring hê waar die armes maar eenkant gehou word. Dit was die probleem in 1 Korintiërs 11 met die nagmaal. Kyk, in Galasiërs was dit op grond van die heidene Jode, nê? In Galasiërs was dit so saak. In Korintiërs was dit 'n geval gewees van die rykes wou nie saam met die armes wees nie. En daar's onderskeid ervaar in die kerk.
So hoe bely jy 'n evangelie vir almal en dat Christus vir die armes gekom het, maar daar word tog onderskeid getref in praktyk. As iemand bely dat Jesus gekom het om almal te red, dan moet ons lewens dit wys. Weet julle, wanneer 'n kerk glo dat Jesus Christus gekom het vir alle nasies, maar in daardie kerk onttrek hulle self van ander nasies, dan is ons uitpasheid met die evangelie. Dis so duidelik soos dit. Die Jode het geglo dat hulle meer besonders was omdat hulle sekere wette gehoorsaam, en die Jode het geglo dat die heidene tweedehandse Christene was. Hulle het half neergekyk op die heidense gelowe. Dis hoekom ek dink in Handelinge 15 vers 11, dat daai woordorde omgedraai is. Handelinge 15 vers 11, waar die Jode gesê het, maar ons glo dat ons deur die genade van die Here Jesus Christus gered word, op dieselfde manier as die heidene ook. Hy sê dit andersom. Dis asof hulle wil hê met in jou hart insink, dat jy word op niks anders gered nie, jy word net so gered soos die enige ander persoon daar buite. En anders is jy pas uit met die evangelie. Geen nasie is bo ander in die evangelie nie, dis geloof alleen. En hier's 'n vraag of twee. Tree jy anders op wanneer jy voor ander mense is? Is jy dikwels bang vir wat mense van jou gaan dink, omdat jy opstaan vir die waarheid? Is jy dikwels bang oor wat mense van jou dink, as gevolg van mense met wie jy jouself assosieer? En dis nie in pas met die evangelie nie. So die eerste ene, vrees vir mense veroorsaak, dat jy uitpasheid is. Tweede een, wanneer jy uitpasheid is met die evangelie, mislei jy ander mense ook. Dit behoort jou ook te skok in hierdie gedeelte, vers 13. En saam met hom, het ook die ander Jode gevyns, sodat selfs Barnabas, hy sê selfs Barnabas, want Barnabas was 'n leier, hom laat meevoer het, deur hulle gevyns. Die arme heidense gelowiges in Galasië, wat moes hulle dink? Petrus hulle doen alles saam met hulle, en toe hierdie klomp ouens nou kom toe onttrek hulle. Wat beteken die woord gevyns? Kom ons help net gou die kinders. Wat beteken die woord gevyns? Skynheilig, Kobus het daai woord nou gebruik. Dit beteken jy sit 'n masker op, wat iets anders wys as wat jy regtig is. Dis wat die woord beteken. Nou, in hierdie gedeelte, ewe skielik, is daar 'n groot groep mense uitpasheid met die evangelie. Hy sê nie vir die heidene, julle is uitpasheid, hy sê vir hierdie Jode wat nou weet, ewe skielik hierdie godsdienstige gebruike navolg, julle is nou uitpasheid. Julle is nie meer in lyn met die evangelie nie. Nou marseer die evangelie voort, maar hierdie vooraanstaande gelowiges, hulle wals nou. Iets is nou nie reg nie. Kyk gaan Lukas 12, wat het Jesus gesê oor dit? In Lukas hoofstuk 12 lees ons vers 1 tot 3. Toe die duisende van die skare ondertussen saamkom, sodat hulle mekaar vertrap het, begin hy aan sy disippels te sê, pas veral op vir die suurdeeg van die fariseërs, dit is gevynsheid. En daar is niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. Daarom, alles wat julle in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word, en wat julle in die oor gepraat het in die binnekamers, sal op die dakke verkondig word. Dis geen heilig, Kobus het dit vanoggend gesê ook. Jy voel een manier, maar jy sit 'n glimlag op jou gesig, en jy maak asof alles reg is, maar in jou hart weet jy eintlik hoe jy is. In ons land, net vir interessantheid, dis nogal tragies, is dit nie meer vreemd, die laaste 6-7 jaar, as jy al gehoor het van die New Hebrews Root Movement, of enigiets van daai goed, waar veral onder jong mense, word gelowiges versoek om agter mense aan te loop, wat in ons tyd ewe skielik weer Joodse gebruike wil begin respekteer. Ewe skielik word die feeste gehou, die Sabbat word gevier, ek en Louis dan vanoggend praat, daar word weer op sofars geblaas, of op ramshorings, asof dit een of ander besondere waarde het, wat dit glad nie het nie, hoor. Ek weet van mense wat so ver gaan met dit, hulle glo as jy op daai horing blaas, dan dryf die duiwels uit. Dit was 'n aankondigingsinstrument gewees. Dit was gewees om 'n aankondiging te maak, om mense bymekaar te roep, maar ewe skielik in ons tyd begin mense dit doen. Jy hoor onder mense ewe skielik, hulle praat nie meer van Jesus nie, hulle praat van Yeshua. Hulle praat nie van God nie, hulle praat van Yahweh. En al hoe meer van daai Joodse, wie van julle is Jode wat in hierdie kerk sit vanoggend?
Nou, hoekom wil jy soos 'n Jood leef? En dis Paulus se punt in hierdie ding. Maar die hartseer is volgens vers 13, 'n klomp mense word nou saamgesleep. Nou word mense mislei. Deur ander vooraanstaandes in ons land, van ons vooraanstaande sangers is deel van sulke bewegings, en mense dink, dis nou baie godsdienstig as ek nou van hierdie Joodse goed gaan begin leer. En Paulus sê, dis uitpas uit met die evangelie. 'n meer sensitiewe ene, maar ek dink dis baie gepas, is, in ons land het mense in die apartheidsera mense geleer, dis reg, om op grond van verskillende kulture, of wat ook al in verskillende kerke, en dit moenie by mekaar wees nie. Dit is hartseer, as iemand in 'n kerk instap, van 'n ander kultuur of klas of wat ook al, en 'n ou gaan staan op en sê, hoorie, jy moenie hier wees nie, jy moet na 'n ander kerk toe gaan. Dis uitpas uit met die evangelie. Dit sou 'n baie vreemde ding wees in die verlede, om 'n nagmaaltafel te sit met mense van verskillende agtergronde, nasies, kleur, kultuur, noem dit net wat jy wil, want die kerk het mense geleer, elkeen het sy plek. Maar dis nie in pas met die evangelie. Weet jy wat het my die meeste gevang in ons land? Toe ek dink nie ek het al breins gekry nie, ek sukkel nog met dit, maar toe ek bietjie oor hier goed begin dink. Dis asof mens dink, jy is die Jode en die ander is die heidene. Terwyl dit eintlik heidene onder heidene is. Dis net uitpas uit met die evangelie. En ander mense het dit gevolg, ander mense het geglo, dis reg so. Kyk gaan Galasiërs 3 vers 28. Hy skryf vir hierdie mense, daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Christus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle, hoor nou hierso, die nageslag van Abraham, en volgens dieselfde belofte erfgename. God tref nie onderskeid nie. En my gebed is dat ons gemeente al hoe meer in pas met die evangelie sal wees. Weet julle, moenie geïntimideerd wees wanneer mense by jou kom en hulle kan Hebreëus praat, en hulle kan Hebreëse name, en hulle kan Hebreëse feeste, en hulle vier die Sabbat. Moenie tweedehands voel as hulle dit doen nie, hulle is uitpas uit met die evangelie. Moenie geïntimideerd voel wanneer mense met sekere van hierdie, selfs met eetgewoontes na jou toe kom, en sê maar as hy nou meer eet soos die Jode, is hy op 'n hoër geestelike vlak. Dis nie waar nie. Dis uitpas uit met die evangelie. En die doel is, ek en julle moet die evangelie uitleef, dat mense kan sien hoe dit lyk. Dat mense kan sien, maar ek kan die evangelie daar sien. Dit wat dit is. Weet julle die laaste enetjie, wanneer jy uitpas uit is met die evangelie, maak jy die hele evangelie inkonsekwent. Vers 14. Ek gaan vers 13 saam lees. 2 vers 13 sê, saam met hom het ook die ander Jode gevyns, sodat selfs Barnabas hom laat meevoer het deur hulle gevyns. Maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in die teenwoordigheid van almal gesê, as jy wat 'n Jood is, soos 'n heiden lewe en nie soos 'n Jood nie, waarom dwing jy die heidene om soos Jode te lewe? Nou nêrens het ons gesien dat hy die heidene gedwing het om soos Jode te lewe nie. Ons weet daai ander party wou. Ek dink sy lewe het. Julle moet net gou ons net bietjie in daai ouens se skoene sit. Die evangelie is aan die Jode verkondig, Handelinge, en toe gaan dit uit na die heidene toe. En hulle het al klaar hierdie gewig gehad. Onthou julle Handelinge 15, moet hulle nou ook besny word, moet hulle dat, en toe stuur die Raad van Jerusalem vir hulle brief, nee julle moenie, onthou julle net van afgode en al daai dinge. Wat nou gebeur is, die evangelie word vir hulle met die mond gesê. Maar toe Petrus en Barnabas en die Jode wegdraai en wees as Jode begin lewe, dit gaan 'n gevoel by jou los, maar is ons nou nog nie goed genoeg nie? Moet ons nou maar ook soos hulle word? En ek dink dis wat in ons tyd gebeur. Veral as jy versoek word om agter hierdie Joodse goed aan te gaan en jy dink dit het vir jou meer waarde. Niemand dwing dit op jou af nie, maar dit skep 'n beeld, maar hulle kan 'n bietjie Hebreëus praat. Hulle noem Jesus nie, hulle noem hom Yeshua en Jahwe en dalk 'n paar ander name van God. Maar moet ons nie meer soos hulle word nie? Nee, hulle dwing jou nie letterlik nie, maar party gelowiges is onder daai druk. En ek dink dis wat in hierdie gemeente gebeur het. Die probleem was om weer wetties te raak. Paulus sê van Petrus, as jy en die ander Jode saam met jou nou ewe skielik weer die Joodse gebruike hou, sal die heidene glo hulle kan nooit volkome Christene wees as hulle dit nie ook doen nie.
Dit was sy punt gewees. En die heidenes, so sê Petrus, as jy saam met ons is, dan is jy so. Maar as jy saam met hulle is, dan is jy anders. En dis skynheilig, dis inkonsekwent. My en julle lewens moet so wees, dat ons hele lewe in ritme met die evangelie is. Dit wat die suiwer evangelie is. En ons moet die Here bid en vra om ons met dit te help. Ek dink dit kom terug na die vraag toe. Wat moet jy doen om gered te word? En ek en julle weet, ons bely dit as gemeente, dis ons geloofsbelydenis. Ons word gered op grond van geloof in Christus alleen. Nee, ons onderskryf ook die 5 solas. Skrif alleen, genade alleen, Christus alleen, tot die eer van God alleen, en nou vergeet ek die ander een. Maar in elk geval, geloof alleen, sola fidei, geloof alleen. Maar partykeer met ons lewens, sal ons, kom ons sê, ek dien die Here en ek is super toegewyd. Ek lees 2 keer 'n dag my Bybel, ek bid 5 keer 'n dag. Kan ek partykeer deur my lewe 'n swaarder druk op Rocco lê? Kom ons sê, Rocco, voel my ek bid nou nie soveel, as ek nou nie goed genoeg 'n Christen of iets nie. En dit is glad nie in ons so geval nie. Ek dink Rocco bid baie meer as ek. Maar ek dink dit kan daai gewig, maar moet ons nou nog al daai dinge doen. En dit is belangrik om te bid, dit is belangrik om Bybel te lees, dit is belangrik om heilig te lewe, dit is belangrik om die wet te gehoorsaam, maar nie om iets te verdien nie. En ons kan partykeer inkonsekwent wees en sê geloof alleen, maar ons lê al hierdie laste op mense. En dan dink hulle, maar hulle kan nie net so Christene wees nie. Ek sal nog een sensitiewe voorbeeld noem, en ek gaan nie my opinie daaroor nou veel lig nie, maar jy kry Christene, hulle het met sekere goed geen probleem nie, maar as hulle ou met 'n sigaret sien stap, nee, jy kan nie 'n Christen wees nie. Nou, ek stem saam, gelowiges moet daai stokperdjie los. Daaroor dis vir my duidelik. Maar ons beoordeel daai oor dit, terwyl ek dalk die ou worstel dalk met pornografie, wat iets direk inherent sondig is in die Bybel. En ons lê daai laste op mense. Geloof in Christus alleen. En God is nie 'n aannemer van die persoon nie. My en julle lewens moet so wees, dat ek nooit daar buite, daai woorde wat Kobus gebruik het in daai teks, dit is 'n mooi en hoogmoed en trots. Ek moet nooit daar buite loop en hoogmoedig en trots wees oor wie ek is nie. Ek is, want God het my dit gemaak. Punt. En dis geloof alleen. God tref nie onderskeid nie. En ons lewens moet dit so wys vir mense. 'n Laaste toepassing. Dis natuurlik bitter interessant dat hierdie ernstige verhaal in die Bybel opgeskryf is. Dat Paulus vir Petrus voor almal aanvat, nie net voor die gemeente, nie net voor die Jode nie, maar voor die hele geskiedenis, want dit is opgeskryf in die Bybel. Vir 2000 jaar al kan ek en julle lees wat Petrus verkeerd gedoen het, nê? Dis 'n reël. Party mense worstel met dit, as daar sonde is, dan sê ons, nee, ons moet dit nie aanspreek nie, ons is almal sondaars en ons is, maar dan sê hulle, nee, ons mag nie ander oordeel nie. Ons moet, Matteus 18, Jesus Christus se opdrag, as iemand teen jou gesondig het, gaan praat met hom, as hy nie luister nie, vat iemand saam, as hy weer nie luister nie, noem dit vir die gemeente. Ons het nie 'n keuse nie, maar hier is 'n riglyn in hierdie vers. Met wie gaan praat jy? Die vermaaning is so publiek soos die oortreding. Met ander woorde, as dit 'n privaat sonde was, kom ons sê ek het droog gemaak in my privaatheid, dan kom Mike na my toe en sê vir my, Jannie, jy het droog gemaak, jy het sonde gedoen, bekeer. As hy vir my lief is, sal hy dit doen. Maar kom ons sê ek het iets gedoen voor die hele gemeente, dan kom hy nie in privaat na my toe nie. Hy kan met my kom praat, maar ons gaan dit in die hele gemeente doen. Die vermaaning is so publiek soos die oortreding. En ons kan nie stil bly oor sulke dinge nie. Paulus het vir Petrus vasgevat voor al daai mense en hierdie ding uitgesorteer. En 2000 jaar later, en ek en julle kan nog steeds die lesse daaruit leer. Dit spreek nog steeds tot ons harte ook. So mag die Here ons help in hierdie gemeente, dat hierdie gemeente altyd in pas sal wees met die ware evangelie. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons, soos Kobus ook vanoggend gesê het, baie keer is onsself die grootste probleem. Ons kyk na onsself en ons sien hoogmoed en trots op dinge waarop ons nie eintlik moet wees nie. Maar ons bid dat U vir ons genadig sal wees in hierdie gemeente ook. Ons bid dat hierdie gemeente 'n duidelike, sigbare bewys sal wees van wat die evangelie is.
ons Here Jesus Christus, wat in genade die grootste van sondaars red. Ons loof en prys U vir die goedheid en die guns, dat die evangelie ook na ons toe gekom het. Here, wat 'n voorreg. U sou regverdig wees, as U beskik het dat dit nooit by ons uitkom nie. En tog in U groot genade en ontferming, het die evangelie ons ook bereik. Ons bid dat ons hierdie evangelie suiwer sal gaan verkondig aan almal, en dat ons lewens in pas sal wees daarmee. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.